No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending weer eens. Ek het nou so vinnige uittreksel gesien van die president van Amerika, president Donald Trump, waar hy 'n persverklaring uitgereik het oor, soos hy dit noem, die suksesvolle, noem dit maar onttroning, ontvoering van die president van Venezuela, Nicolás Maduro. En wat belangrik is om hierna op te let, kykers en luisteraars, en ek het nou geluister, sedert dit gebeur, die eerste wat ek na geluister het was 'n video oor professor Jeffrey Sachs, wat toe selfs nog nie eers seker was of die ontvoering plaasgevind. So dit was 'n baie vroeë stadium. En van daar af het ek alles gevolg en natuurlik dan na mense, ontleeders, spesialiste, kundiges, maar nie net spesialiste en kundiges en geleerdes en intellektuele as sulks nie, maar eerlikes, né? Want daar's baie intellektuele wat maar net die narratief volg omdat dit die maklike is om te doen. Omdat dit mos nou die spreekwoordelike breë stroom, né? Almal is mos maar maklik in die stroom. Is mos veilig en gemaklik en lekker daar. So jy het min eerlike mense wat bereid is om, soos hulle in Engels sê, to call a spade, om iets te sê vir wat dit is. En ek dink professor Jeffrey Sachs het 'n baie goeie reaksie op dit, wat eintlik ek sê goeie, dis logies, dis eerlik, dis wat dit is. Soos 'n vriend van my altyd sê, dis wat dit is. En dit is dat hierdie optrede het geen goedkeuring gehad, ek gaan enkele voorbeelde noem, geen goedkeuring van die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies nie. Hierdie reaksie of optrede, daar was geen humanitêre krisis in Venezuela nie, en so kan ek nou nog 'n hele paar detail noem, wat ou nie te veel op wil ingaan nie, wat definitief volgens hierdie kundiges, professore, eerlike, kundige, professionele, eintlik die grondwet van Amerika, om nie te praat van internasionale reg nie. Ons sien reaksies van verskeie lande wat sê, luister julle, ek sê dit nou in eenvoudige Afrikaans, julle oortree die wêreldwette, van al die kant af. Nou wat belangrik is hier, onthou, ek sê altyd vir ek is 'n brandwag, ek is 'n ontleder, ek is hier om te sê, hier is die ontleding, het gaan nie oor kant kies, het gaan oor 'n ontleding, om uit hierdie ontleding uit, as 'n brandwag vir u te sê, hier is die gevare, hier is wat hier uit kan voortvloei, hier is wat hier uit kan gebeur, gemeet aan die verlede, gemeet aan ondervindings. Dis belangrik om die ondervindings na te kyk, want dis die resepte wat gebruik word. En as ons 'n bietjie sal teruggaan, nie baie lank nie, dan sal ons almal onthou hoe die Amerikaanse administrasie eers die, noem dit maar politieke verhoog, die politieke tafel gedek het met uitsprake teen Maduro, teen die narkotiese produkte, dwelmmiddels wat ingevoer word. Nou ja, daar is ook baie onwaarhede in, maar dis nie die doel van hierdie video nie. Maar die punt is hier, of dit nou onwaarhede of waarhede is, of tot watter mate hierdie dwelms ingevoer word, is nie nou die punt nie. Die punt is, dit is gebruik, soos die plaasmoorde in Suid-Afrika genoem is, gebruik word, soos die ANC regering, wat die Israeliese regering hof toe gevat het, internasionale hof toe, al hierdie uitsprake, wat die tafel voorberei, en dan op daardie uitsprake, dan begin daar militêre optrede kom, soos ons nou met Venezuela, want ek wil dit vir u na Suid-Afrika toe bring, is baie belangrik, want dit is hoe dit gaan afspeel. Hoe het dit afgespeel in Venezuela? Eers is die politieke, die massas, voorberei vir wat nou gebeur het. Die begin is van wat gebeur het. Ons moet nog sien waarheen gaan Venezuela nou gaan. Maar die voorbereiding was eers hierdie uitsprake. Julle doen dit. Dwelmmiddels kom na Amerika op skepe en. Die volgende is die ontplooiing van 'n vloot. Mag in die Karibiese eilande. Sien ons daar in die Karibiën hoe hulle daar ontplooi. En die volgende is
wat ons nou gesien het. Nou in Suid-Afrika, nou kom ons Suid-Afrika toe. So eerstens ek dink wat belangrik is, voor ek afloop van professor Jeffrey Sachs, ek gaan nou dalk vir u 'n video speel, ek sal sê wanneer, maar voor ek daardie video speel, wil ek net vir u sê dat een ding wat hierdie kundige ontleeders, eerlike kundige ontleeders eens oor is dat Amerika as maghebber, as sterkste land in die wêreld, enkel land in die wêreld, steur hom nie meer. Daar's sekere lande wat hulle nie meer steur aan internasionale reg nie, internasionale wette, selfs hulle eie grondwette, as sulks nie. Dit is wat hulle almal eens is, en dit kan ons almal sien. Dit is nie moeilik om dit te sien nie. Hier word nie bondgenote genader in hierdie aksie teen Maduro nie, geen bondgenote nie, geen veiligheidsraad van die Verenigde Nasies nie, dood eenvoudig 'n optrede, klaar, 'n opdrag gegee deur die president van Amerika. So, ons kan dan verwag mos nou in die toekoms, in ander lande, soos die verwagting is van Jeffrey Sachs en, ek gaan nou nie almal se name weer noem nie, almal hulle se verwagtinge is Colombia, ons het nou Venezuela gesien, Colombia, Cuba, het ons gesien, Mexico, hulle verwagting is dat ons hierdie optrede dan nou ook daar kan begin sien, plaasvind. Maar ek sal 'n land daar byvoeg. Verseker sal ek hom byvoeg en dis Suid-Afrika. Want ons het mos klaar gesien die politieke voorbereiding van die tafel is mos nou gedoen in en ten opsigte van die plaasmoorde, dis uitsprake van die ANC regering, plaasmoorde, Malema se uitsprake, wat niks nie die waarheid is nie, maar verstaan die punt wat ek probeer oorbring. Is nie om te debatteer oor die punt nie, dis om vir u te sê, hier is 'n tafel wat besig is om gedek te word. Hierdie is maar net die bestanddele, is maar net die styk, of die aartappel, of die aartappelslaai, of die Griekse slaai, wat bedien word, op hierdie tafel. En u sal onthou, ek het vir u gesê in die verlede, ek het 'n inligting ontvang ons, dat die Amerikaners besig is om sekere magte voor te berei vir Suid-Afrika. Jy kan die video gaan kyk, enkele maande gelede, kan nou nie presies onthou hoe lank terug nie, en nou begin al hierdie dinge, nou kan ons met hierdie optrede in Venezuela, kan ons nou sien en verwag, dat hierdie optrede, gaan dan ook hier geloods word. So die politieke tafel is gedek, hulle het die ANC aangevat oor korrupsie, oor die plaasmoorde, oor die feit dat hulle Israel gevat het na die internasionale hof, en so meer toe. So daardie tafel is gedek. Die volgende fase behoort dan ontplooiing van 'n vloot op ons kus, naby ons kus, en dan, wat gaan die volgende fase wees? Dis nie noodwendig dat hulle vir president Ramaphosa gaan ontvoer hierdie keer nie. Dit kan wees dat hulle byvoorbeeld 'n proxy mag in Suid-Afrika het, sê nou maar soos 'n proxy mag in die westelike deel van die land, wat vir hulle sal intree tydens so 'n regime change. Want dis wat hier gaan gebeur. Hier gaan 'n regime change plaasvind. Dit is so maklik as wat dit is. 'n Regeringsverandering. En of dit nou is met 'n president wat ontvoer word, of dit is met faksies binne in die land wat deur hierdie magte opgerig is, dit gaan ons nou maar moet sien. Maar wat ons almal kan saamstem, hierdie selfe resep is besig om hier af te speel as die resep wat gebruik was, net met ander bestanddele. Hulle het net nie steak is bedien in die bord nie, maar vis, byvoorbeeld, by wyse van voorbeeld en vergelyking. So die punt wat ek hier wil maak is, hierdie ding kan skielik en vinnig en onverwags kom. Ons het dit nou met Maduro gesien in Venezuela. In etlike maande het hierdie hele vanaf die politieke tafel gedek en voorberei is, tot die ontplooiing van die vloot in die Karibiese See, tot en met die ontvoering van 'n president van 'n land, het nie in baie lang tyd plaasgevind nie. Ons in Suid-Afrika is die politieke tafel reeds gedek, die styk is bedien, die slaai is opgeskep, die aartappels is opgeskep, dis klaar gedoen. Nou kan ons verwag, hier gaan een of ander vorm van militêre ontplooiing plaasvind. En ek het vir u gesê, daar is voorbereiding wat besig is om plaas te vind, enkele maande gelede. Nou daardie voorbereiding sal nou by 'n punt kom en eskaleer tot 'n ontplooiing. En soos ek sê, hoe hulle hom dan gaan, daar's verskillende wyses. Ontvoering, ons het gesien met die optrede teen Iran, ons het gesien in Libanon,
met Hezbollah, hulle sluipmoord, assassinations op ministers, presidente. Hier het ons nou ontvoering gesien. Ons sien ook proxy magte, dis nou magte wat hulle goedgesind is, wat bereid is om in 'n land vir hulle te veg. Hulle kan sulke magte hier hê, hulle bewapen. Op hierdie onderwerp van bewapening, weet u dat ons in die verlede vir u video's gewys het met foto's van splinternuwe AK's, magasyne, ammunisie en so meer. En ek het vir julle net een insident se foto's gewys. Daar's legio. Splinternuwes wat versprei word onder die massas, onder die Oosblok magte, as ek dit so kan sê, in Suid-Afrika. Met ander woorde, die massas wat bereid sal wees om die wapen op te neem vir China, Rusland, Iran, hoe dit ook al sy. Maar net so sal die Amerikaners dan met hulle plan vorendag kom, waarvan die politieke tafel reeds gedek is. Die ontplooiing behoort ons nou te verwag binnekort, en dan daarop sal dan, noem het 'n revolusie volg. En ek gaan gou vir julle 'n video speel van professor Jeffrey Sachs. Wat gaan so 'n regime change, so 'n regeringsverandering gewoonlik gepaard mee? Ek speel gou vir julle die video. The whole history of U.S. regime change operations, which number probably around 100 such operations since the end of World War II, is a record of bloodshed, violence, deliberate creation of instability, coups, assassinations, civil war. So we don't know what will come next. Goed, kykers en luisteraars, u het nou die video gesien. Ek het hom nou vir u gespeel en u het gesien dit gaan gepaard met anargie, geweld en alles daarmee saam. Dis waarom Suidlanders, glo ek, deur die gees gelei is etlike jare gelede, 25 jaar gelede, om opgerig te raak, om fasiliteite te skep, in plek te kry, opleiding te doen in terme van ontruiming van areas waar konflik plaasvind, waar hierdie revolusionêre magte met mekaar of met jou, want jy gaan mos nou binne in die ding wees. Daar gaan mos nou 1000% verhoging in misdaad wees, in sulke anarchistiese omstandighede. Verstaan nie? En daarvoor glo ek het die gees voortydig Suidlanders opgerig, sodat u kan deel word van 'n familie, 'n groepering, wat saam, wat opgelei is, hoe om konvoë in te beweeg, na areas waar daar nie konflik en nie gevegte is, kykers en luisteraars. So ek dink dis logika, ek dink om alles dan net te begin saamvat. Wat ons hier sien in Venezuela, gaan presies hier afspeel. Die politieke tafel is gedek, dit het klaar afgespeel. Die volgende sal 'n ontplooiing van militêre magte wees. Hoe hulle dit gaan aanwend, het ek nou vir julle 'n paar opsies genoem, dat ons kan nog byvoeg ook by dit. Maar in dit sê professor Jeffrey Sachs, gekyk na al die regime changes wat hy praat van in sy aanbieding van oor 100, waarin die Amerikaners nou al betrokke was in die regeringsveranderings in die verlede, waar dit gepaard gegaan het met geweld en anargie en chaos en alles daarmee saam. Is dit baie belangrik dat ons kan weet en verstaan, die politiek is gedek vir Suid-Afrika, die ontplooiing kan nou verwag word, en hierdie dinge kan vinnig, dit kan 'n bestek van maande, want dit was die geval met Venezuela. So, en wat nou gevaarlik is, en ek wil amper hier dink, het herinner my aan 'n gesig van Homsiener, waar hy sê, hulle goed uitgewerkte planne loop skielik skeef. So hy het nie gesê wie se nie, maar dit, ons kan almal saamstem dat so profesie behoort te dui op groot planne, of het dan nou Rusland en China se planne is, en Iran en wie ook al, en of het die Amerikaners se planne is, wat ek hier sien, en nou vat ek 'n raaiskoot, asseblief moenie dink dis 'n interpretering van 'n profesie nie, hy het net gesê, hulle goed uitgewerkte planne. Nou wat ek hier, wat ons in Suid-Afrika kan sien, wat ek klaar sien, ek sien dat die Oosblok, ammunisie, wapentuig en so meer, opleiding, ek gaan nie te veel detail ingaan nie, ek kan baie vir u noem, besig is om onder die massas te doen. Dan aan die ander kant sien ek die Amerikaners met hulle resep van 'n regeringsverandering, 'n regime change, waar hulle die politieke tafel gedek het,
die volgende sal 'n ontplooiing wees, en dan hoe ook al hulle. So wat ek hier sien, ek sien klaar die plan van die Amerikaners. Ons kan hom ons klaar sien. Jy kan in die kommentaar die opinie deel, ek geniet dit altyd. Maar ons kan klaar sien, dis die beweegrigting van die Amerikaners, né? Met sy bondgenote in Suid-Afrika. Ons sien dit klaar. Dis nie moeilik om dit te sien nie. Maar dan sien ons die Oosblok se aktiwiteite op grondvlak. En dis gevaarlik, want al hierdie ontleeders sê, moontlik het hulle van die leiers van Venezuela omgekoop om Maduro te kan arresteer met honderde miljoene dollars. Ek weet nie, dit kan conspiracy wees, dit kan samesweringsteorieë wees, dit maak nie saak nie, dit kan. Jy kan die leiers omkoop, jy kan die ANC se leiers gaan omkoop, gee net vir elkeen genoeg geld, julle ken die storie. Nie net die ANC se leiers nie, glo my, omtrent alle leiers vandag. As dit by geld kom, verloor hulle al hulle beginsels en wat daarmee saamgaan, as hulle ooit beginsels gehad het. Hoe dit ook al sy. Wat jy nie kan koop nie, is die massas en die gepepel. So wat ek hier sien is, nog 'n gesig van hom sien. Hy sê, die swarte stry en beklei onder mekaar, en dan gebeur daar iets, en hulle kyk soos een man na ons toe. Nou wat sal al die swartes soos een man na ons toe laat kyk? Wat ek dink, raaiskoot, ek vat 'n raaiskoot, is wanneer die Amerikaners nou na die volgende fase gaan, 'n militêre mag ontplooi, wanneer hulle dan na die fase daarna gaan, waar hulle dan nou of 'n ontvoering, of sluipmoorde, of magte aanwend in Suid-Afrika op die grond, hoe dit ook al sy, dan sien ek die Oosblok het klaar en is besig om onder die massas opleiding. Jy het my video's gesien van die mobilisasie van die EFF tydens die afgelope universiteitsverkiesings. Uiters suksesvolle mobilisasie. Maak geen fout nie. Dis 'n mag wat gemobiliseer is. Mkhonto we Sizwe in Natal, uiters goed georganiseer, word opgelei, soos ons mense feestydde hou, en ek sê nie ons moet dit nie hou nie, wat gaan jy anders doen as sulks? Dit is 'n familietyd hierdie gewees wat ook nou redelik verby is al, maar hierdie mense is opgelei, word gemobiliseer, is gemobiliseer, Mkhonto we Sizwe het uniforms, stewels, broeke, hemde, range, hoedens, en die ammunisie en die wapens, die het ons die foto's al van dit gewys, daar's baie, wat versprei word onder hulle. So ek dink as jy hom siener gesê het, hulle goed uitgewerkte plan, kom ons sê Amerika se goed uitgewerkte plan is, hy kom nou, hy ontplooi, op een of ander wyse, neem hy die regering oor van Suid-Afrika, een of ander wyse. En hierdie swartes wat nou onder mekaar hier beklei, die EFF en Mkhonto we Sizwe en die ANC wat verdeeld is in homself, en so meer. Hierdie swart massas sien, hier is nou 'n regeringsverandering. Hier is nou 'n pro-westerse regering in Suid-Afrika. En dan gaan jy nou baie van ons mense kry wat sê, wonderlik, dis nou presies wat hom siener ook gesê het. Hier kom 'n Doringbos regering, hy lyk soos ons, min of meer. En dan weet ons nie of ons moet lag of huil nie, wat ons weet, dit is die nuwe wêreldorde se regering. Maar dan later sien ons, niks het verander nie. Niks het verander nie. En ek dink dan sien hierdie massas op, die EFF, Mkhonto we Sizwe, die ANC, sien. Hier is nou weer, noem het in aanhalingstekens, 'n kolonialistiese regering. En dit sal vir my definitief 'n situasie wees, waar hierdie massas, soos een man sal opstaan, om teen hierdie westerse oorname, regime change, regeringsverandering, weer aan te val, neutraliseer, in trierad te sit, te reverse, soos die Engelse dit sal sê, kykers en luisteraars, en dan loop hierdie goed uitgewerkte planne, van hulle almal, deur mekaar, want hierdie stry vir hulle oosterse magte, en is bewapen deur hulle, en hierdie stry vir die nuwe wêreldorde, en is deur hulle bewapen, of sluipmoorde, of wat ook al is die weg wat hulle gaan volg, in hierdie regeringsverandering, wat gaan kom in Suid-Afrika? Dis nie net profeties nie, ek dink ons kan logika begin bel, want logika sê vir ons, dis wat nou in Venezuela gebeur het, dit is die resep, en ons sien dieselfde resep hier,
Ons het net nie vis en rys in ons bord nie, ons het net steak en wat ook al, ons weet nog nie presies hoe hierdie militêre, ek het vir julle 'n video gemaak, ons het die inligting gekry, daar is militêre magte in die VSA besig om voor te berei vir Suid-Afrika. Ons het nie genoeg detail gekry om 'n idee te kry so ver nog van wat die aksie behoort te wees nie. Nee, baie eenvoudig. Maar dan loop hulle goed uitgewerk deur mekaar en skeef. Want dis een ding, ek het nou vir u vroeër in die video gesê, jy kan nie leiers koop van 'n land met geld, met vrees, met afpersing of wat ook al, want dis wat gedoen word op die wêreldverhoog elke dag. Maar jy kan nie die massas omkoop nie. En ons sien die massas is besig om bewapen te word. Ons sien die massas in Suid-Afrika is goed georganiseer. Ons sien hulle gaan vinnig sterk momentum kan kry wanneer nodig. Dan kykers en luisteraars, raak dit mos logies dat ons gaan in hierdie stukkie video wat ons nou gespeel het van Jeffrey Sachs, wanneer hierdie regeringsverandering kom of kort daarna, gaan ons in anargie en geweld. Want dan gaan hierdie massas wat bewapen word, wat gemobiliseer is, wat opgelei is, gaan opstaan teen die, noem dit maar, omgekoopte leiers wat die regime change laat plaasvind het, of laat gebeur het. En dan sê ek vir u, gaan dit die tyd wees waar oom Siener gesê het, hy kon sy hand voor sy oë nie sien nie, so donker gaan dit raak. Maar hy het 'n glimlag gekry, en hy het gesê, nie so erg vir die wat weet nie. So kykers en luisteraars, dis die werk van 'n brandwag, om soveel as moontlik mense te laat weet van wat kom, die projeksie te maak, sodat jy kan verstaan en besef, anargie en chaos en geweld gaan hier plaasvind, sodat jy daarop kan besluit en sê, ek gaan voorberei, ek gaan prep, ek gaan deel word van Suidlanders, ek gaan op hierdie video subscribe en ek gaan hom uitstuur, sodat meer mense hierdie waarskuwing kan ontvang. Want dit gaan gebeur. So seker, ons kan al die fisiese daarvan sien. Ons hoef nie net meer profesie te gebruik nie. Een van die dae gaan die profesie in vervulling gaan. En gaan ons net sê, wel dis logies, jy hoef nie meer die profesie te noem nie. Dis nou logika. Nou dis besig om logika te raak, reg voor ons oë. En dan is dit die werk van 'n brandwag, om u in te lig, om u te waarsku, om u bloed van hierdie hande af te was. As die bloed dan op u hande is, dan is dit u besluit. Dit was nog altyd my primêre opdrag en taak as geroepene, om 'n waarskuwing saam met projeksie, want 'n waarskuwing is mos projeksie. As jy iemand waarsku teen iets, is mos 'n gevaar wat jy in en op die horison sien. En dan kry hom sien 'n glimlag vir hierdie wat ag gee op hierdie waarskuwings, vir hierdie wat hierdie waarskuwings nie in die wind slaan nie, vir die wat volgens hierdie waarskuwings dan nou voorberei en optree en julle self plaas en aansluit en betrokke raak by Suidlanders en by die verskillende provinsies en alles daarmee saam. Vir hulle glo ek, of enige iemand wat enige aksie neem om homself te posisioneer. Jy hoef nie noodwendig net 'n Suidlander te wees, maar wat 'n aksie neem om jouself korrek en reg te plaas in ten opsigte van hierdie bedreiging. Dis vir die sulkes, en is weer eintlik logika, dat hom sien 'n glimlag gekry het en gesê, nie so erg vir die wat weet nie, want iemand wat weet, het hom geposisioneer, iemand wat weet, het ingeskakel ergens, iemand wat weet, het voorbereiding getref op 'n paar plekke, en alles wat daarmee saamgaan. En vir hulle het hom sien 'n glimlag gekry. Wat vir my eintlik ook net weer logika is, met respek gesê, teenoor die profesie. Kykers en luisteraars, wat ons hier sien 'n kort opgesom, is dat Amerika is 'n sterk land, begin maak soos hy wil, hy steur hom nie aan internasionale reg nie, hy steur hom nie aan sy eie grondwet nie, so ons moet verstaan, hy gaan vir Suid-Afrika, vir Colombia, vir Mexico, vir Cuba, gaan hy nie toestemming van iemand vra nie, hy gaan nie eens iemand ken in die saak nie, hy gaan dit net doen, en dis presies wat hier gaan gebeur, hy klaar die voorbereiding begin tref, hy gaan dit net doen, maar, ek dink teen sy verwagting, hy kan leiers koop in die ANC, omkoop, om sy regeringsverandering te doen, hy kan politieke sluipmoorde pleeg, hy kan wat ook al doen, maar, hier gaan 'n reaksie kom van die massas af, en ons het klaar gesien, dat hulle bewapen, gemobiliseer, opgelei, uniforms, alles het, in plek het, om dan hierdie
oorname te neutraliseer. En dit sê vir ons, dis 'n tyd van anargie, revolusie, 'n verhoogde misdaad wat u nog nie gesien het nie. Geweld, alles daarmee saam. En dan is dit belangrik dat jy reg geplaas is. U moet 'n pragtige week hê tot 'n volgende keer. Ons praat weer. Totsiens.